gaan dan na die woord van die Here toe en ons lees vanoggend 'n baie bekende gedeelte en dit is Psalm 23. So blaai saam met my na Psalm 23 toe. Ons almal ken die opskrif van die gedeelte, die Here is my herder. 'n Psalm van Dawid. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel. Hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskade wee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. U stok en U staf, die vertroos my. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teestanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly, in lengte van dae. Ons lees net vanoggend daardie 6 verse saam. U kan net so bly sit, dan voordat ons begin met die boodskap, dan neem ons net eers weer 'n oomblik en bid net saam as gemeente. Hemelse Vader, ons maak U naam groot in hierdie oggend. Here, as ons dink aan dit wat ons nou gesing het, Here, dat ons U sal loof met hart, waar ons harte, Here, so op U rig, en waar ons met ons monde U loof en prys, maar ook met ons hande, Here, waar die woord vir ons leer, die hoogste manier van lofprysing is gehoorsaamheid. Here, waar ons hande, ons liggame stel tot 'n welgevallige offer aan U. En daarom sê ons dankie, Here, dat ons vanoggend kon opstaan, die besluit neem, ons gaan hier wees waar U woord uitgaan, en het ons 'n verwagting, Here, om U woord te hoor. En ons bid, Here, dat U woord tot ons harte sal spreek, dat U dit sal vasmaak, en dat dit ons optrede ook sal verander, Here, want wanneer ons die woord lees, en ons hoor dit, en ons verstaan dit, en ons neem dit aan, dan verander dit die manier wat ons dink, dit verander die manier wat ons optree, en dit verander, Here, hoe ons U loof en prys deur ons hele lewens, en so bid ons, Here, dat hierdie woord inslag in ons harte sal vind, ook waar dit 'n ou bekende psalm is, Here, dat dit vanoggend weer vir ons nuut sal wees, en dat ons U sal loof deur ook daarna te kyk. Ons bid ook so vir ons gemeente, Here, ons dra ons gemeente aan U op, Here, die gemeente wat U hier geplaas het, met 'n goddelike doel, in 'n area, Here, waar ons die woord kan versprei, deur ons woorde, en ook deur ons dade, en ons bid, Here, dat U ons die sout van die aarde, die lig van die wêreld sal maak, Here, en dis ons tema van die jaar, nie omdat dit mooi klink of mooi lyk nie, Here, maar omdat ons werklik effek wil hê op die area waarin ons beweeg, omdat ons iets vir U wil beteken. Hier in Veldrif, Laaiplek, Dwarskersbos, Saldanha, Vredenburg, Langebaan, al die areas hier rondom ons, Here, ons wil iets vir U beteken. En ons bid dat U vir ons die sout en die lig hier in hierdie area sal maak. Ons dankie, Here, vir hulle wat hier is vanoggend. Ons dankie dat U mense opgerig het, hierheen gebring het, ook met 'n soeke en 'n ywer vir U, Here. En dat U ons ook verder ywerig sal maak in ons werk vir U. Ons bid ook so vir die in ons gemeente wat siek is, Here. Ons bid vir die in ons gemeente wat uitdagings het, wat hartseer het, verskillende dinge, Here, dat U met hulle sal wees, dat U hulle weer gelyk sal maak, soos die woord ons leer, wanneer hulle op U vertrou. Ons bid, Here, dat U genesing sal bring vir die wat siek is, Here, ook in hierdie tyd waar daar baie verkoue is en griep is, dat U daar ook sal genees. En ons dankie, Here. Ons bid ook so vir ons area, hier waar U ons geplaas het, ons bid vir elke ander
gemeente, elke ander kerk, ons bid vir die predikers, Here, dat U woord in waarheid sal uitgaan, dat dit nie boodskappe sal wees wat mense streel in die gehoor, soos die woord sê dit in die eindtyd sal wees nie, Here, maar dat U waarheid sal seëvier. En dat elkeen wat vandag op 'n kant sal staan, dat hulle U woord sal uitdra. Ons bid, Here, vir die week wat voorlê, dat U daarin met ons sal wees. Ons bid vir die kinders, Here, wat by die huise is met die skoolvakansie. Ons bid vir die wat reis, wat op die paaie gaan, dat U hulle sal beskerm, en ook, Here, die wat hierheen kom, families wat kom kuier en vriende, dat U so met hulle sal wees. En ons dank U, Here, dat ons vir hierdie dinge kan kom bid. Maar ons bid ook nou, Here, dat U vir ons in hierdie oomblikke hier sal insluit, ons gedagtes, en dat ons hier teenwoordig sal wees en ten volle sal kan luister wat U vir ons sê. Dankie, Here, dat ons dit alles kan bid in die naam van Koning Jesus alleen. Amen. Ons teks van oordenking, ek hou net daai eerste woorde voor, die Here is my herder, en gebruik ons dit dan ook vanoggend as ons tema, omdat dit so die tema van die gedeelte is, en waaroor hierdie gedeelte gaan. Nou, ons staan stil vanoggend by Psalm 23, en dit, as ek dit nou moet beskryf, sal ek sê, dit is soos daai ou bekende vriend wat 'n mens het. Ek dink ons almal het in ons lewe al 'n vriend gehad, en al sien jy mekaar vir 'n jaar nie, en jy praat nie, as 'n mens weer by mekaar kom, dan voel dit of die vriendskap net aangaan, dit voel of daar nooit 'n tyd uit mekaar uit was nie, en so voel as ons by Psalm 23 kom, ons ken dit, ons is bekend daarmee, ons het al daaruit geleer, en ons het al gevoel wat Dawid voel, maar dan kom ons terug daarna toe, en ons geniet dit sommer net weer om by Psalm 23 stil te staan, want daar's so baie wat hierdie Psalm vir ons kan leer. Baie weet ons miskien al, maar dan is daar dinge wat ons dalk nie weet nie, want hierdie ou bekende vriend, Psalm 23, is vol wyshede, waarin ons net kan sit en luister. So Dawid skryf hierdie Psalm, ons weet dit, ons het dit gelees, en hy skryf dit ook deur die oë van 'n herder, hy wat self 'n herder was, maar nou sien ons hierdie herder wat omgee vir sy skape, en Dawid het veiligheid gevind daarin, dat die Here vir hom omgee, soos 'n herder vir sy skape, en hy het dit verstaan, hy het dit geken. Nou, ek is ook nie iemand wat sommer iets inlees in getalle in die Bybel nie, en baie keer dan sê mense, maar hierdie getal beteken dit, en daai beteken dat. Nou, ek hou my nie te veel daarmee besig nie, maar nou moet ek iets bysê. Vanoggend is daar iets wat 'n mens nie kan mis nie, nie kan miskyk nie. Nou, in Psalm 23 is daar 'n duidelike middelpunt, want daar's 23 Hebreëse woorde, en dan 'n middelpunt, en dan weer 23 Hebreëse woorde, asof die hele gedeelte, as 'n mens dit nou lees in die oorspronklike, vir jou wil kom wys, maar hier in die middel is die fokuspunt. En hierdie fokuspunt is vers 4, en is net die woorde, want U is met my. Hoe mooi is dit nie, dat die hele Psalm infokus op hierdie woorde, want U is met my. Die kern van Psalm 23 is die feit dat die herder, die Here, met sy skape is. In goeie tye en in slegte tye. Dawid skryf hierdie goeie tye, maar hy skryf ook, selfs in die dal van doodskade. Die Here was met hom gewees. Want die Here is die herder wat met sy skape is. Maar vanoggend wil ek begin met 'n vraag, en daai vraag is die Here my herder? Kan ek met sekerheid hierdie woorde sê, die Here is my herder? Want wie is die skape van die Here? En as 'n mens dit nou moet gaan bestudeer in die woord, wie is die skape van die Here, dan is dit vir ons baie duidelik vanuit Johannes 9 en 10 wie dit is. Nou in Johannes 9 is die Here Jesus besig met sy aardse werke, en so genees hy 'n blinde man. En hy vra dan vir die blinde man 'n vraag nadat hy hom genees het. En ek lees dit vir julle. Johannes 9 vers 35 tot 38. Jesus het gehoor dat hulle hom uitgeban het, en toe hy hom kry, sê hy vir hom, glo jy in
die Seun van God. En hy antwoord, wie is hy, Here, dat ek in hom kan glo? En Jesus antwoord hom, jy het hom gesien, dis hy wat met jou spreek. Dit is hy. Toe sê hy, die blinde man, toe sê hy, ek glo, Here. Ek glo. En hy het hom aanbid. So daardie woorde, glo jy in die Grieks, is om jou geloof in iemand te plaas. Die Engelse woord, dit is 'n commitment wat jy maak. Ek glo in hierdie persoon. Die blinde persoon het sy geloof in die Here Jesus geplaas. Dan Johannes 10, nou brei dit uit, Johannes 10 vers 9, nou sê die Here, ek is die deur. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word. Hy sal ingaan en uitgaan en veiding vind. So dit hou by hierdie tema van die herder en die skape. Hy sal ingaan, uitgaan en hy sal veiding vind. Die Here Jesus gebruik hierdie gelykenis om te sê, hy is die enigste een wat iemand kan red. Die enigste een. Geen ander geloof, geen ander persoon, geen ander profeet of naam wat mense groot maak nie. Slegs die Here Jesus Christus kan mense red as hulle deur hom ingaan. As hulle geloof in hom plaas. Dan laaste Johannes 10 vers 27 sê hy, my skape, nou dis mos waar ons die vraag begin het, wie is die skape van die Here? Hy sê, my skape, luister na my stem, en ek ken hulle, en hulle volg my. So hy kom maak dit duidelik, dis nie net mense wat gehoor het van die Here Jesus nie, dis mense wat hulle geloof in hom geplaas het, en hulle het sy navolgers geword, in woord en daad. Die Here ken hulle. Nie soos die vers waar hulle sê, Here, Here, maar het ons nie in die naam duiwels uitgedryf en al die wonders gedoen, en die Here sê, gaan weg, ek het jou nie geken. Hier sê hy, ek ken hulle. So ons weet wie die herder is. Ons weet wie die skape is, hulle wat daadwerklik in die Here Jesus glo, wat kinders van die Here is, wat die Heilige Gees in hulle het as sekerheid. En soos 'n herder met sy kudde is die Here met sy kinders. Die kern van die Psalm. Die Here is met ons. So as kinders van die Here, as iemand wat sê, maar ek het my geloof in die Here Jesus geplaas, en ek is sy kind, en ek weet dit, en ek volg hom, kan ons sê, as skape van die allerhoogste herder, het ons 'n magdom, seëninge, het ons 'n magdom, voordele wat ons geniet, wat die Here vir ons gee. En dis dan die kern van waarna ons vanoggend kyk, is in hierdie persoonlike verhouding met die Here Jesus Christus, wat sê, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Stap hy 'n pad met ons, en ons kan staat maak op hom. Maar hy seën ons ook, en ons soveel dinge wat ons van die Here ontvang. Nou dink ons net aan daai woorde, niks sal my ontbreek nie. En dit wys net totaal en al op die voorsienigheid van die Here. Hy is met my, ek het niks anders nodig nie. En dan gaan die Psalm oor, hoe is die Here met my? Hoe sorg hy vir sy kinders? Wanneer hy ons herder is. So wanneer ons sê, ek is seker ek is 'n kind van die Here, dan kan ons kyk na die voordele wat ons geniet van die Here, ons herder, die nabyheid, die sorg van ons allerhoogste herder. En ons gaan kyk na eienskappe van 'n herder en hoe hy vir sy kudde sorg. En daarin gaan ons sien hoe die Here vir ons sorg in enige posisie waarin ons is. Ons kan op die Here staat maak. En dis dan ook ons doel vanoggend, om staat te maak op die Here ons herder. Soos 'n skaap wat staat maak op die veiligheid en voorsienigheid van sy herder, so maak ons staat op die Here. So kom ons kyk vanoggend weer eens, hierdie ou bekende vriend, Psalm 23, hoe leer dit ons? Is die Here ons herder? En dit begin by ons heel eerste gedagte, die Here voorsien vir sy skape. Vers 2, dit sê, hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen. En dan van vers 3 af begin dit om te sê, hoe is die Here met sy kinders? Hoe sorg hy vir hulle? En dit alles begin met die voorsiening van die Here.
Nou dit is terug hier na die voorbeeld wat hy gebruik van die herder en die skape. En as 'n mens nou dink, wat het 'n skaap nodig om te oorleef? Nou ons het boere hier wat skape gehad het, oom Piet en oom Thys en oom Albert, ek dink julle het ook skape gehad en dan kan 'n mens nou gaan vra, maar wat het hierdie skape nodig? En ek dink die eerste ding wat hulle vir julle gaan sê, is voeding en water. Hulle het kos nodig, hulle het weiveld nodig en hulle het water nodig. In die Vrystaat het hulle min weiveld nodig, as baie kos, in die Karoo het hulle groot weivelde nodig, want daar's min kos, maar dis wat hulle nodig het. En nou kom Psalm 23 en hy verduidelik presies dit, hy sê groen weivelde, daar is kos. En na waters waar rus is, lei hy my heen. Met ander woorde, dis water wat vrylik beskikbaar is, waar daar nie gevaar is nou nie soos daar in die Kreer Wildtuin waar daar waterpoele is, maar dis waar die leeu's en al die roofdiere ook is. En hy sê na waters waar rus is, daar's nie gevaar nie. Daar's voorsiening. En nie net voorsiening nie, groen weivelde. Waters waar rus is, dit praat van oorvloed. En ek seker toe Dawid hierdie Psalm skryf met sy agtergrond as herder, het hy dit in twee maniere bedoel. Hy het dit fisies bedoel en hy het dit geestelik bedoel. Fisies, letterlik die Here voorsien vir sy kinders. En ons lees dit reg deur die Psalms. En ek gaan vir julle 'n paar verse voorhou. Psalm 34 vers 11, hy sê die jong leeu's ly armoede en het honger, maar die wat die Here soek, het geen gebrek aan enigiets nie. Psalm 55 vers 23, werp jou sorg op die Here en hy sal onderhou. Hy sal die regverdige nooit laat wankel nie. So hy sê vir ons, in plain reguit Afrikaans, die Here sorg vir sy kinders. En ook geestelik. Hy voorsien wat hulle geestelik nodig het, en hy gee rus vir 'n mens se siel. Maar as ons sien hoe voorsien die Here vir sy skape, dan kan ons as kinders van die Here sê, die Here voorsien vir ons. Op daai twee vlakke, fisies en geestelik. Begin weer by die fisies. Nou het ons in die Ou Testament verse aangehaal, maar wat van die Nuwe Testament? Matteus 6 vers 31 tot 33, daarom moet julle nie kwel en sê, wat sal ons eet, wat sal ons drink, wat sal ons aantrek nie, want al die dinge soek die heidene, want julle hemelse Vader weet dat julle al die dinge nodig het, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Die Here sorg vir sy kinders. Maar in al drie die verse wat ek gelees het, Psalm 34, 55 en Matteus 3, is daar iets wat uitstaan, woorde wat uitstaan. Psalm 34 staan daar, maar die wat die Here soek, het geen gebrek nie. Psalm 55 staan, werp jou sorg op die Here, en hy sal jou onderhou, hy sal die regverdige nooit laat wankel nie. Matteus 6 vers 33 sê, soek eers die koninkryk van God. So baie duidelik, daar is 'n voorwaarde, as dit kom by die voorsiening van die Here, en daai voorwaarde is, 'n mens moet die Here soek, en jou lewe moet reg wees. Die Here sorg vir die regverdige. En selfs vir die geestelike, as ons nou praat weer oor die geestelike, Matteus 11 vers 28, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, ek sal vir julle rus gee. Die Here voorsien vir sy kinders, fisies en geestelik. Ons kan nie op een vlak fokus nie, baie keer, omdat daar so baie voorspoedsteologie daar buite is, dan wil ons nie daaroor praat nie, maar die woord sê, hy voorsien vir sy kinders, sonder om in daai goed in te gaan. Net dit. Hy sorg vir sy kinders. Die woord leer dit vir ons. As ons dan verder kyk, hoe sorg hy vir sy kinders? En dis nou ons tweede gedagte, dan sê ons die herder verkoop sy skape. Vers 3, die A-gedeelte wat sê, hy verkoop my siel. Nou dis 'n baie interessante gedagte. En dis iets wat 'n mens nou na hierdie ou vriend toe kom en dan besef jy, maar daar's meer aan hierdie ou vriend as wat ons eers besef het.
Want die Afrikaans en die Engels vertel nie vir ons die hele storie nie. Die Afrikaans sê, hy verkoop my siel, die Engels sê, he restores my soul. Maar as ons gaan kyk na die oorspronklike, die Hebreëse woord, dan is dit eintlik bietjie moeilik om te verduidelik, want die Hebreëse woord verkoop beteken, hy bring terug. Die Engels is, he repents us, hy bring terug. Nou, 'n ander plek waar hierdie woord gebruik word in die Ou Testament, is Jeremia 50 vers 19, en daar staan, en ek sal Israel na sy weiveld terugbring. Presies dieselfde woord, in Psalm 23 staan daar verkoop, hier staan daar terugbring. So daai woord, kry ons nou in hierdie gedeeltes, en dit beteken die Here bring terug. Mense kry dit ook in klaagliedere, 5 vers 21, daar staan, bekeer ons tot U, Here, dan sal ons bekeer. Vernuwe ons dae soos in die voortyd. So hier word die woord bekeer gebruik. Bekeer ons tot U, dis iets wat die Here doen. So om dit op te som, hierdie Hebreëse woord beteken, hy sal my terugbring wanneer ek afgedwaal het. Nou dink ons dadelik in terme van skape. Wanneer 'n skaap afgedwaal het, die pad byster geraak het, dan gaan daai herder en hy bring die skaap terug. Hy gaan soek hulle, hy gaan haal hulle. Nou dink ons aan die mooi beeld wat hy op sy skouers sit en hy dra hulle terug na daar waar groen weivelde is en daar waters waar rus is. So wanneer ons kyk na wat gee die Here as herder vir sy kinders, dan beteken dit ook, die Here gee die belofte. Wanneer ons afdwaal, wanneer ons val, dan kom haal hy ons. Wanneer ons verlore raak, en met verlore raak bedoel ek nou nie heeltemal die pad byster raak nie, dis verval in die pad, nie val weg van die pad af nie. Johannes 10 vers 28, wat sê, ek gee hulle die ewige lewe, hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie, maar as ek struikel, as ek afwyk, dan gee die Here hierdie belofte, hy bring terug. En dit is 'n wonderlike gedagte wat die Here vir ons gee, hy sal altyd sy kinders gaan haal. Daarom ook die mening dat ware kinders van die Here nie kan volhard in sonde nie, want die Here gaan haal hulle, hy bring hulle terug, hy verkoop hulle siel. En laat dit ons dink aan Lukas 15 vers 4, watter man onder julle wat 100 skape het en een van hulle verloor, laat nie die 99 in die woestyn staan en gaan agter die een aan, wat verlore is, totdat hy dit kry nie. Weet daai belofte, totdat hy dit kry. Hy verkoop my siel, beteken hy gaan haal my. So as deel van die Here se kudde, kan ons staat maak op die feit, dat wanneer ons val, wanneer ons afdwaal, die Here kom haal ons. Wat 'n bemoediging is dit, dat die Here kom haal, hy verkoop my siel. Maar dan, ons derde gedagte, hy gee ook leiding aan sy skape, en dan vers 3 die B-gedeelte, hy lei my in die spore van geregtigheid. So die Here gaan haal nie net sy skape nie, maar hy lei hulle ook vorentoe. Nou terug na die rykdom van die psalms, ons verwys vanoggend baie na die psalms, en een van hulle is Psalm 32, nou ek dink, as ek reg onthou het ek 'n rukkie terug daaroor gepreek, dis 'n boete psalm van Dawid, en hy bely sy sonde voor die Here, en dan gebruik hy die woorde in vers 8, op Psalm 32 vers 8, vanuit die oog van die Here, hy sê, ek wil jou onderrig en jou leer, aangaande die weg wat jy moet gaan, ek wil raad gee, my oog sal op jou wees. So die Here gaan haal nie net sy skape nie, maar hy wys vir hulle die pad vorentoe. Hy leer hulle, wat moet hulle doen, waar moet hulle gaan. Nou kry ons dadelik weer die beeld van 'n oudtydse herder, wat voorstap en sy skape die leiding gee. En hierdie kudde volg hom, want hulle vertrou hulle herder. En dis nogal iets, ek weet nou nie hoe werk dit in vandag se boerdery nie, maar as mense sou lees oor die ou tyd, daai skape het hulle herder geken, hulle het hom vertrou, en as hy beweeg, dan volg hulle hom. Daai vertroue, wanneer hy leiding gee, dan volg hulle. En hoe goed was Dawid nie daarmee bekend nie, hy wat self 'n herder was, wat sy skape moes lei uit in die veld en vir hulle veiding gee, daar wees en ook terugbring wanneer hy huis toe kom. En later word Dawid koning en hy moet leiding neem van 'n hele volk.
maar hy besef, hy is afhanklik van die leiding van die Here, sy herder, moet vir hom die pad vorentoe wys. Dit is iets wat ons reg deur die woord vind, en een van die mees sigbare voorbeelde vir my so mooi ook, is toe die Here die volk daar uit Egipte uitgelei het, en in die dag was dit die wolkkolom, hulle kon hom sien, hulle kon hom volg, hulle weet waarna toe om te gaan, en die aand die vuurkolom, wat hulle ook kon sien en volg, weet waarna toe om te gaan. Want die Here lei sy mense op die regte pad. Jesaja 48 vers 17, so sê die Here jou verlosser, die Heilige van Israel, ek is die Here jou God, wat jou sal leer, wat heilsaam is, wat jou lei op die weg, wat jy moet gaan. Die Here voorsien. Die Here verkoop 'n mens se siel, maar ons kan ook staat maak op sy leiding. Want hy is die herder wat voorstaan. En wie sou beter wees om vir ons leiding te gee as hy wat weet wat voorlê? Hy wat weet waarheen ons gaan. Die Here het 'n plan met ons lewens. Hy is besig om met ons in 'n rigting te beweeg. In 'n vers wat ek vir een of ander rede die laaste tyd baie aanhaal, is Spreuke 16 vers 9. Die hart van die mens dink sy weg uit, maar die Here rig sy voetstappe. Die Here het vir ons 'n rigting. Romeine 8 vers 28, en ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk. En dan ken ons natuurlik Jeremia 29 vers 11, wat sê, daar is vir ons 'n hoopvolle toekoms. Die Here het klaar vir ons die beste plan in gedagte. Die Here weet klaar wat die toekoms hou. Ons moet staat maak op sy leiding. Ons moet ons herder vertrou, en wanneer hy vir ons die rigting aanwys, moet ons daarna toe gaan, moet ons volg. En wanneer ons nie weet wat om te doen, waarheen ons op pad is, as ons onseker is oor ons toekoms, as daar belangrike besluite is wat geneem moet word, moet ons by ons herder begin. Here, wat moet ek doen? Wys vir my. En nie net met die groot besluite nie, maar eintlik met alles. Ken die Here in al jou weë, en hy sal jou paaie gelyk maak. Spreuke 3 vers 6. Hy sal jou paaie gelyk maak. So ek moet hom vra, en hy sal vir my leiding gee, en ek moet hom volg. Maar saam met dit, gee hy ook beskerming, ons vierde gedagte. Die herder beskerm sy skape. En nou is dit nog een van die bekende verse, al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, en dan die kern van Psalm 23, want U is met my. U stok en U staf, die vertroos my. Een van die grootste take van 'n herder in daardie tyd veral, en seker vandag ook, is om die skape te beskerm. Om hulle weg te hou van gevaarlike plekke, weg te hou van afgrond, beskerm teen roofdiere, beskerm teen rowers. En die taak van 'n herder was om veilig te hou. En dit het Dawid weer eens geweet. Hy het hierdie taak baie goed verstaan. Hy het sy skape veilig gehou. En toe stap die Here 'n pad met hom, en hy hou die volk veilig, toe Goliat teenoor die groote Israel staan. Niemand is bereid om hom aan te vat nie, en Dawid besluit, maar hy gaan teen Goliat staan. En wat het hy vir Saul gesê? Ek lees dit vir ons, 1 Samuel 17 vers 34 en 35. Hy sê, U dienaar het vir sy vader die klein vee opgepas. So hy sê vir hom, ek is 'n herder. En as daar 'n leeu of 'n beer kom en 'n stuk klein vee uit die trop wegdra, dan gaan ek uit agter hom aan en ek verslaan hom en ek ruk dit uit sy bek uit. En as hy my aanval, gryp ek hom in sy baard en verslaan hom en maak hom dood. Nou ek dink as ons daai gesig moet sien, hier vat 'n roofdier 'n skaap en daar gaan hy, dink baie van ons sal maar los. Veral as dit nou 'n leeu is, dan los ons maar, dis die skaap is nou maar daarmee heen. Maar dis nie hoe die Here werk nie. Die Here beskerm. En dis hoekom hy hier sê, hy skryf bietjie verder in vers 37, die Here wat my gered het uit die klou van die leeu en uit die klou van die beer, hy sal my red uit die hand van hierdie Filistyn. Hy sê my herder, hy beskerm my. En daarom kon Dawid skryf, al gaan ek ook deur die dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, hy is met my. En nou sê ons is kinders van die Here. Ons het 'n groot opperherder.
wat die Here Jesus is in ons geval, dieselfde herder as wat Dawid gehad het, die Here wat beskerm, en ons kan staat maak daarop. En nie net op beskerming nie, maar die feit dat hy rustigheid gee. Mens hoef nie in vrees te lewe nie. En dit sien ons by daar ook aan die einde van daai vers wat sê, u stok en u staf, die vertroos my, want 'n herder se stok in daardie tyd is gebruik gewees om die kudde te lei en te beskerm. So as hulle die herder sien met hierdie stok, dan weet hulle, ons is veilig, ons kan rustig wees. En so sê Dawid, die Here stel gerus. Ons kan die Here vra, beskerm my, ons kan die Here vra, wees met my, hou my in die holte van die hand, maar ons kan ook vir die Here vra, gee vir my rustigheid. Want die duiwel wil, soos 'n roofdier, vrees en angs in die harte van die kinders van die Here werk, maar ons hoef nie. Ons hoef geen onheil te vrees nie, want die Here is met ons. Hy gee rustigheid. En daarom moet ons vertrou. So saam met hierdie veiligheid, is daar ook 'n rustigheid. En dan in ons laaste gedagte vanoggend, is die Here, die herder, seën sy skape. Vers 5, die B-gedeelte, hy sê, u maak my hoof vet olie, my beker loop oor. Nou gaan Dawid so 'n bietjie van sy punt af, hy het heeltyd in lyn gebly met die herder en die skape, en wat doen die herder en wat doen die skape, maar nou gaan hy so 'n bietjie verder, want die opperherder is mos baie meer as 'n aardse herder, so hy brei uit. Hy sê nou, hoe is die hemelse herder met sy kinders? Dit strek soveel verder as 'n gewone herder. En hy gebruik 2 sterk voorbeelde vanuit die Ou Testament. Die eerste is die olie, om met olie gesalf te word. Nou gaan weer Psalm vir ons aanhaal, Psalm 133 vers 2. Dit sê, dit is soos die kosbare olie op die hoof, wat afloop op die baard van Aaron, wat afloop op die soem van die klere. Nou hy sê, hierdie kosbare olie van die Here, maak my hoof vet met olie. Dit praat van seëninge, oorvloedige seëninge. En dan ook, my beker loop oor. So in hierdie konteks is dit, dis uitermate geseën. En Dawid skryf, die Here wat my herder is, seën my, hy seën sy kudde. En as ons seëninge moet verwoord, as ek nou vir iemand moet sê, maar ek sê die Here seën jou, wat beteken dit? Sal ek eenvoudig die woorde gebruik, hy doen goed aan jou. Dis wat seëninge is, hy doen goed aan jou. En so gee die Here vir sy kinders die goeie. Hy bring die goeie oor ons, hy seën ons. Efesiërs 1 vers 3, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele en Christus. So geestelike seëninge, en ek wil nou weer sê, dis waar die prosperity gospel die pad byste raak is. Hulle sê, mense sien seën net op een manier, en dis beslis nie wat die woord vir ons sê. Die Here kan finansiëel seën, maar dit is nie die manier wat hy seën nie. Efesiërs 1 vers 3 praat van geestelike seëninge. Vrede, vreugde, alles wat die Here vir ons gee, en soveel meer. Fisies ook, maar as ons kyk na fisies, dan praat ons van alles wat goed is in ons lewens. Dink vir aan Jakobus 1 vers 17, elke goeie gif, of die woord geskenk kan ons daar inplaas, en elke volmaakte gawe daal van bo af neer van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie. Alles wat goed is in ons lewens, kom van die Here af. Die feit dat ek kan opstaan in die oggend, die feit dat ek nog kan pyn en skete hê, die feit dat daar vars lig is om in te haal, die feit dat daar dinge in my lewe is, familie vir wie ek lief is, al die tipe goed, alles wat goed is, kom van die Here af. Hy seën ons. En sy seëninge is letterlik te veel om te noem. Ons ken daai lied, tel jou seëninge, tel een vir een, en kyk wat God verleen. As mense het begin kyk, wat het ek wat goed is in my lewe, dan kan ons nie anders as om vir die Here te sê, dankie vir hierdie seëninge. En dan sluit Dawid die Psalm af met, net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. En selfs die woorde in die Afrikaans het nie die hele omvang nie. In die Griekse woord beteken dit
Die Griekse, Hebreëse woord, is radaf. Dit beteken iets wat my najaag. So goedheid en guns sal my najaag al die dae van my lewe. En as ons na al hierdie goed kyk, wat ons oor gepraat het, kan ons net ook fokus op daai woorde in die middel van Psalm 23, want U is met my. En daarmee sluit ek af. As ons dan sê, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie, weet ons dadelik, daar's dinge waarop ons kan staatmaak. Ons kan staatmaak op die feit dat die Here voorsien, ons kan staatmaak op die feit dat hy verkoop, hy gaan haal my, ons kan staatmaak op die feit dat hy leiding gee, ek kan hom volg, ons kan staatmaak op die feit, dis een van my seëninge, kan ek dit net sê, waarmee ek geseën is. Ons kan staatmaak op sy beskerming en die feit dat hy my rustigheid gee, en ons kan staatmaak op die feit dat hy seën met alle goeie dinge wat in my lewe is. Ons kan so staatmaak op die Here. Nou, ek het aan die begin gesê, hierdie Psalm is vir die wat die Here as herder het, maar as ons daai sekerheid in ons hart het, ek het die Here aangeneem, dan weet ons die Here is my herder. As ek nie het nie, as ek nie daai sekerheid het nie, wat sê die woord? Die Here het ons die mag gegee om kinders van die Here te word en elkeen wat glo. Gaan na die Here toe, glo, gee oor aan hom en 'n mens is sy kinders, maar dan weet ons hy is met ons. So net weet daai woorde, die Here is my herder. Niks sal my ontbreek. Hy is met my. Amen. Kom ons buig die hoofde en dan bid ons net saam. Wonderlike Here, ons maak U naam groot in hierdie oggend. Here, vir dit wat U vir ons doen, die feit dat ons saam met Dawid kan uitroep, kan juig, die Here is my herder. Niks sal my ontbreek. Dankie Here, dat U ons herder is. Dankie dat U met ons is, 'n pad met ons stap, dat ons daai woorde wat so uitstaan, want U is met my, dat ons daarin kan glo, dit kan vertrou. En Here, so verander dit ook die manier wat ons leef. Want ons lewe in volle vertroue. Ons lewe met ons oë op U gerig, ons herder wat voorstap. En so bid ons, Here, dat ons ware navolgers sal wees, wat ook leef soos wat U wil hê ons moet leef. Maar dankie Here, dit wat ons vanoggend op wil neerkom, is net om vir U te sê, dankie Here, dat U ons herder is. Help ons om in alle oomblikke, in elke omstandigheid in ons lewens, om op U staat te maak. En ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Kom ons sing ons slotlied, staan ons verlosser, en die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met U elkeen. Amen.